majesty. Worship His majesty. Unto Jesus be all glory, power, and praise. Majesty, kingdom, authority, flow from His throne unto His own. His anthem reigns. So exalt, lift up on high. Oh yes, the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. So exalt, Lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Oh, so exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Oh, so exalt, lift up on high the name of Jesus. come glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Voel ek wil vanmôre net vinnig met jou iets deel. Ek gaan net nie eers halfpad kom nie, maar ek voel ek wil dit inspreek vanmôre. Ek verstaan nou waar vanmôre se boodskap vandaan kom. Ek wil nou al sê, ek wil nie om verskoning vra nie, maar ek wil nou al vir jou sê, jammer, as jy dalk gaan voel ek trap op tone vanmôre. Ek wil nou al sê, jammer as jy voel dat die woord kom vanmôre bietjie sterker oor as waaraan jy gewoond is. Maar as dit by ernstige goed kom, dan is ek ernstig. En ek wil ook hê dat jy moet weet dat ek skimp nie, ek gooi nie klip nie en ek skinder ook nie. Dit wat ek bedien kry ek nog op die ou manier, ek Google dit nie. En ek wil met jou praat vanmôre rondom net hierdie tema, en dit is 'n tema vir 'n paar boodskappe, net wat sê beskerm dit wat die Here jou gegee het. Matteus 16:18, een van my gunsteling skrifte in die Bybel, hy sê, op hierdie rots, ek gaan dit hier en daar lees, ek wil tyd spaar.
Hy sê op hierdie rots, hy praat van Christus. Ek gaan nie vanmôre oor die rots praat nie, dis 'n jaarboodskap op sy eie daai. Hy sê op hierdie rots sal ek my gemeente bou. En die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Die engel sê, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail. Hou dit in gedagte. Jy het sy kerk en jy het die poorte van die hel, wat impliseer die magte van die duisternis. Ek kom nou daarby uit. Ons het 'n maand gehad, dit is die laaste diens van Oktober. Oktober maand was ons profetiese maand, waar die Here bonatuurlik ingespreek het in die gemeente en in mense se lewens. Die getuienisse wat ingekom het my baie keer verstom gelaat oor dit wat die Here hierdie maand vir mense gedoen het. En terwyl ek al hierdie goed sien, besef ek opnuut, en ek gaan vinnig wees, so jy moet my vinnig volg. Ek besef opnuut dat die Here het 'n plan en hy het 'n doel en hy het 'n funksie met die kerk, maar hy het ook 'n plan en hy het ook 'n doel en hy het 'n funksie met jou. En jy moet nooit op 'n punt in jou lewe kom waar jy sê dat die Here is nou klaar met my nie. Want die Here is nie klaar met jou nie. Geen gemeente moet ooit op 'n plek kom wat hy sê, die Here is nou klaar met my nie. Hoor my vanmôre, die Here is nog nie klaar met sy kerk nie. Inteendeel, dis net die begin. Hy het 'n doel, hy het 'n plan en 'n funksie. En na hierdie maand het baie van ons 'n baie goeie idee met dit waarmee die Here besig is. Maar ek wil hê dat jy moet daarop let vanmôre, dat die Here skryf, hy sê, I will build my church and the gates of hell will not prevail. Ek wil hê jy moet my net gou vir 'n oomblik volg. Die Here sou dit nie gesê het as daar nie 'n tyd sou kom of gaan kom of sal wees waar die magte van die hel, the gates of hell, nie gaan opstaan teen die kerk van God nie. As dit nooit sou gebeur het nie, sou die Here dit nooit gesê het nie. Lukas, ek is net vinnig, Lukas 10:19 sê die Here, ek gee aan jou die mag om op slange en skorpioene te trap en oor al die mag van die vyand. En logika sê net dat die Here sou nie nodig gehad het om dit te sê as daar nie 'n tyd gaan aanbreek of 'n tyd gaan wees in my en jou lewe wat ek en jy daai autoriteit wat die Here ons gegee het moet gebruik nie. Dan gaan 'n tyd wees wat ek en jy sal autoriteit moet neem oor die magte van die vyand. Dit is wat daar die skrif sê. Ek gee aan julle die mag. 1 Petrus 5:8 skryf, hy sê, wees nugter en waaksaam. Hy sê, want julle teenstander, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu om te kyk wie hy kan vernietig. My eie woorde, die Here sou dit nie gesê het as ek en jy nie 'n teenstander gehad het wat ek en jy in die geloof en in die gees moet oorwin nie. En ek nog gaan volstaan by daardie 3, dat ek en jy moet vanmôre net op 'n plek kom, waar ek en jy moet besef vanmôre, dat wanneer jy 'n maand het soos nou, en die Here in jou lewe ingespreek het, en in 'n gemeente indeponeer het, dan is die magte van die vyand nie daarmee tevrede nie, en as ek en jy nie waaksaam gaan wees nie, gaan die vyand steel, dit wat die Here in ons lewe geïnvesteer het. Nie almal verstaan wat ek sê nie. Die Here sou nie die gelykenis van die saaiër vertel het, as daar nie kraaie was wat die saad in jou lewe wil steel nie. Daar was niks fout met die saad nie, daar was niks fout met die grond nie, maar die kraaie was ook daar. En dan moet ek en jy op 'n punt kom in ons geestelike lewe, waar ek en jy moet waaksaam wees, dat die vyand nie steel dit wat die Here in ons lewe inspreek nie. Ek wil vanmôre baie vinnig, dit is 'n verskriklike groot veld, maar ek wil vanmôre net praat oor 'n paar goed. Paar goed, waarteen ek en jy moet waak,
of 'n paar gesindhede. Ek hou nie van die woord demone nie. Ek hou nie van die goed nie. Kom ons praat van gesindhede, waarteen ons moet waak in ons geestelike lewe. En as jy die goed wat ek vanmôre gaan praat, daaroor gaan bid, en dit gaan toepas, kan ek vir jou sê, gaan jy al spronge gee in jou geestelike lewe. Is julle reg? Is enige iemand wat te ongemaklik voel vanmôre? Wil ek nou al sê, sit maar jou safety belt aan, dit gaan erger raak voor dit beter raak. Die eerste is waarteen ek en jy as 'n kind van God moet waaksaam wees, is wanneer die vyand 'n gesindheid, kom ek noem dit maar 'n gesindheid, om veilig te wees, om 'n gesindheid van Jezebel na jou toe te stuur. As daar ooit 'n tyd was, van die gees van Jezebel, die werk van God aangeval het, dan is dit 2020. Wat maak 'n gees van Jezebel? Hy val die profete, die diensknegte en die werk van God aan. 'n Gees van Jezebel, en net so terloops, Jezebel kan 'n man ook wees wat die duiwel gebruik. Hy is so vriendelik en hy is so aangenaam. Totdat die Here begin werk, dan begin daai ding te manifesteer. En Jezebel is nooit gepla, solank as wat jy in 'n dooie kerk met 'n dooie diens sit en jy dood is in jou gees nie. Maar die oomblik wanneer die gees van God begin te werk, dan begin Jezebels te manifesteer. Dit is gewoonlik die eerste ding. En dan is dit baie vinnig. Dan ervaar jy dat daar's gees van fout vind en van kritiek. Want jy sien, Jezebel het altyd iets te sê oor God se werk. Hy kan nooit uit 10 dinge, hy kan nooit die 9 dinge sien wat reg is nie. Hy sal altyd fout vind en kritiseer oor die een iets wat aandag kort. Is julle nog met my vanmôre? Ek kan maar oor Dawid en Goliat ook preek, maar ek en jy het nodig om hierdie goed te verstaan vanmôre. En wanneer die Here begin te werk, dan begin Jezebel fout vind, hy begin kritiseer en hy begin ondermyn. Hoe is julle met my vanmôre? Terwyl ek bid, toe ervaar ek iets in my gees en ek wil dit vir jou sê vanmôre. Wees versigtig vir mense wat al ewig die werk van God aanval. Ek seën elke diensknegt van die Here. Hy hoef nie aan my kerk te behoort of aan my denominasie te behoort vir my om hom te ondersteun nie. Probeer altyd kyk, waar kan ek hande uitsteek, waar kan ek help, want jy sien vanmôre, die koninkryk van die Here is groter as die kerk. En Jezebel is al ewig besig om te kyk, waar kan hy die werk en waar kan hy die kerk van die Here vernietig. En ek is vanmôre so dankbaar. En ek bid dat God weer 'n gees van onderskeiding sal instuur in sy kerk in om hierdie goed te openbaar. Want hoeveel predikante, evangeliste, manne, instrumente in die hand van God lê vandag stikkend langs die pad, omdat daar Jezebels hulle pad langs gekom het. Hoeveel dierbare kinders van God lê vandag langs die pad. Hulle wil niks meer met kerke te doen hê nie. Hulle wil baie keer niks met die Here te doen hê nie, omdat Jezebels hulle pad langs gekom het. Hoeveel kerke is geskeer? Hoeveel kerke moes hulle deure toemaak, omdat Jezebels hulle pad langs gekom het? Maar ek dank die Here vanmôre, ek het 'n woord vanmôre vir elke gees van Jezebel, dat hierdie gemeente is gebou op die rotse en die magte van die hel sal nie triomfeer nie.
Glory to God. Ons is nie hier om te breek nie. Ons is nie hier om fout te vind nie. Ons is nie hier om te vernietig nie. Ons is hier om mekaar op te lig en te sê, kom my broer, kom my suster, kom ons doen iets vir die Here. Ons jong mense lê verstrooid langs die pad. Hulle is bang vir die kerk oor Jezebels wat hulle kele afgesny het. Oppas vir 'n Jezebel, as God jou seën, wat altyd kom negatief inspreek in jou lewe. As daar iets is wat pla, gaan na 'n gesalfde van God toe, dat hy saam met jou bid, maar moenie jou ore uitleen nie. Dit draak al hoe stiller vanmôre. Daai Jezebel gees. Die tweede ding, en dit sien ons so baie. Ek kry so lekker in my binneste, want jy kan nou maar voel wanneer jy raakvat op 'n Sondag. Is daai gees van Absalom. Ek wil dit nou nie lees, dis 'n preek op sy eie, maar gaan lees 2 Samuel 15, gaan lees daai hoofstuk. Ek vertel gou vir jou die storie, ek gaan vinnig wees, ek wil graag almal klaarmaak. Daar's nog genoeg tyd. Absalom sit voor die deur van die koning. En as die mense daar die koning toe wil kom, ans Absalom, ag man, sê Absalom, my eie woord, ek vertel nou maar die storie, is nou my vertaling, my weergawe. Ag moenie die koning pla nie man, hy is so besig. Ja, dankie broer Koos. Vertel hom maar vir my. En hy is tussen die volk, en hy is tussen die mense, en weet wat maak Absalom? Hy wen die mense se harte. Oppas wie jou hart wen. Hy wen die mense se harte. En wat die mense nie besef nie, terwyl hulle harte wen, beplan hy sit, hy moet moord in sy hart, en gaan lees die hoofstuk klaar. Dit het in 'n tragedie geëindig, want God laat nie met hom speel nie, net so terloops. Hy wen die mense se harte. Sjoe, dis 'n preek op sy eie daai. Bewaar jou hart. En hoeveel keer het ek toestemming om gou vir 5 minute baie eerlik te praat? En hoeveel keer gebeur dit? Mense dien die, hulle wil so graag die Here dien. Hulle wil so graag die Here dien. Maar nou kom daai vriende wat hulle hart gewen het. Ek nodig om verder te praat. Wil die Here dien, maar daar's hulle harte. Mense het hulle harte gewen wat nie die Here dien nie. En wat gebeur op die einde van die dag? Dien hulle ook maar nie meer die Here nie, want Absalom het ons harte gesteel. Maar mos jy my vandag weer hierdie goed preekie. Mense, ek wil so graag, wil ek die Here dien, en ek het besluit, daar's sekere dinge wat ek net nie meer doen nie. Maar, nou doen ek dit maar, en ek sê dit nou maar saam met die vriende, en Absalom kan familie ook wees, dit so terloops, en ek doen dit nou maar saam met die familie en die vriende, en ek drink ook nou maar saam, en ek gaan ook nou maar te kere saam, want hulle het my hart, en ek wil nie mense aanstoot gee nie. Want daar het Absalom opgestaan, en Absalom keer, dat die plan van God in vervulling kom. Hoe kan iets wat dan so goed voel, so verkeerd wees? Kom ek antwoord jou vanmôre, as iets teenstrydig is met God se woord, kan dit nooit reg wees nie. Ongeag hoe jy daaroor voel. Jong, kan ek maar nog so bietjie, ek is amper. Jong mense wat 'n lewensmaat soek. Ek bid die Here vir die dag, wat jong mense ophou loop lewensmaat soek, wat hulle weer die Here wag, op die Here wag vir 'n man en 'n vrou. Want oppas die dag, as jy met 'n Absalom getrou het, wat jou hart het, maar het met God niks te doen nie. Oppas,
Oppas, ek wil eers daaroor praat vanmôre nie, Absalons. Wat die werk van wat mense se lewens verwoes. Kan jy nie weer op die Here wag, om mense in jou lewe in te voeg, wat saam met jou die Here sal dien nie? Kan jong mense nie op die Here wag, om vir hulle lewensmaat te gee nie? Die Here het ook geweet, ek gaan nooit 'n vrou kry nie, toe stuur hy myne vir my, ek het nie nodig gehad om haar te soek nie, hy het al vir my gestuur, die Here sal vir jou gee, wie jy moet hê. Maar nou baie keer kom hy Absalom, ek gaan jou praat nie, Absalom, ek het die nota gemaak, en ek het gebid of ek het oor sê, maar ek gaan dit sê. En nou kry jy Absalom in jou familie, dalk. Jy kry die Absalom by jou vriende. Maar oppas vir die Absalom in die kerk. Oppas vir Absalom in die kerk. Wat by jou kom, sê my broer, weet ek en jy stap nou al so lank saam. Ek en jy is nou al so. Kom ons stig af. Kom ons stig af. Kom ons stig af, jy weet ek en jy doen daarom met dinge reg, kom ek en jy stig af, hoeveel kerke is vernietig, hoeveel siele is verwoes, oor Absaloms wat gemeentes van God afbreek. Bewaar jou hart, Spreuke skryf hier die woorde en ek wil aanbeweeg, hy sê, bewaar jou hart, hy sê, want daaruit, hy sê, bewaar jou hart, Spreuke 4:23, hy sê, bewaar jou hart, want daaruit is die oorsprong van lewe, uit jou hart uit is die oorsprong van lewe, as jy jou hart verkeerd verloor, dan verloor jy die lewe, bewaar jou hart, bewaar jou hart, vra my, ek het die t-shirt, ek is baie versigtig en ek bid baie mooi. Here, wie saam met wie stap ek 'n pad? Here, saam met wie deel ek? Here, saam met wie bid ek? Saam met wie? Want my hart is kosbaar. Jou hart is kosbaar. En oppas vir Absalom. Hy is so goed vir jou. En hy is so vriendelik. En hy sal vir jou alles doen. Tot op 'n dag. En baie mense kan nooit uitkom daar waar die Here hulle wil hê nie. Want iewers langs hulle pad het hulle hart verloor op 'n Absalom en hulle het nooit die guts gehad om vir Absalom te sê, kykie, of ek groet jou of ek dien saam met, of jy dien saam met my die Here nie. Dis 'n storie wat my baie aangegryp het. Een vroutjie vertel, sy het 'n man gehad. Elke Sondag as sy wil kerk toe gaan, dan word sy geskel. Partykeer nog handgemeen, ook elke Sondag. En die een Sondag trek sy haar aan, sy gaan kerk toe. Toe sy weer sien, toe ruk 'n man 'n vuurwapen uit. Hy druk die vuurwapen so teen haar kop. Hy sê, "Val maar stap by die deur uit. Vandag skiet ek vir jou." Oppas vir Absalom. Oppas vir Absalom, maar ek dank ook die Here vanmôre. Jy sien, wanneer sy gees op iemand is, dan word daai goed geopenbaar. En daai goed word gebreek. En sy sê vir hom, wie wat een van twee dinge gaan gebeur. Of ek gaan kerk toe, of ek gaan hemel toe, maar jy gaan nie verder keer dat ek God dien nie. Ek bid vanmôre, glory to God, ek bid vanmôre in die naam van Jesus, dat elke gees van Absalom gebreek word. Ek bid vanmôre dat elke negatiewe inspraak in jou lewe afgesny word. Moenie te veel daaroor huil, as mense uit jou lewe uit verdwyn nie. Partykeer weet die Here hoekom. Ek sê nie loop met 'n koue hart rond nie, maar as jy daarom nou gedoen het alles wat jy moet doen, dan weet jy mos iewers is iets wat met jou praat. Ek wil aanbeweeg daai gees van Absalom. Ek dink kom ons doen nog een. Ja, ons doen nog een.
Rigter 6. Hierdie is 'n eina ene. Hierdie een is een wat baie hard met elke kind van die Here praat. Ek gaan lees dit self, Rigter 6. Ek wil hê jy moet mooi verstaan vanmôre, ek hou baie van Gideon. Maar daar was 'n probleem. En ek raak altyd hartseer as ek na hierdie een kyk. Want jy sien, daar was 'n geroep na Gideon toe. Gideon, sê die Here vir Gideon, Gideon, ek het jou nodig. Gideon, daar's iets wat ek jou vooruit gekies het om te doen. Gideon, daar's iets wat ek op jou hart gelê het om te doen. Soos wat ek en jy ook die roepstem van die Here ervaar. En toe Gideon die stem van die Here hoor, toe begin die verskonings. Ken jy al sulke mense gesien? Toe begin die verskonings, Here, ek wil graag, Here, maar Here, ek wil, maar ek kan nie nou nie. Ken jy dit? Here, ek sal graag vir u iets doen. Here, ek hoor u roep my. Here, maar net nie nou nie. Net nie nou nie, miskien, dis nie nou die goeie tyd in my lewe nie. Ek wil vir jou sê, daar sal nooit 'n goeie tyd wees om vir die Here iets te doen nie. Jy doen dit wanneer hy dit wil hê. Here, nie nou nie. En baie mense, ek hierdie een hoor jy elke dag, maar Here, u verstaan nie. Here, u verstaan nie. Here, hoe kan u my roep om dit te doen? Hoe kan u dit vir my vra? Here, u verstaan nie. Kan ek vir jou sê, dat die Here ken jou beter as wat jy jouself ken. Hy verstaan. Hy het dit besluit. Maar Here, u verstaan nie. Of Here, maar ek kan dit nie doen nie. Kyk, al hy goed, Gideon het 'n lys gehad. Hy was 'n rigter met verskonings daai. Here, maar ek kan nie. Ek wil jou net herinner vanmôre, dat groter is hy wat in jou is, as hy wat in die wêreld is, en jy is tot alles in staat, deur hom wat jou die krag gee. En Gideon hoor die geroep, Gideon, ek het jou nodig. Gideon, daar's iets wat jy vir my moet doen. Here, nee. Glory to God, kan ek vir jou oop profeteer vanmôre. Ek is so bewus van sy teenwoordigheid. Hoor vanmôre in die gees, die roepstem van die Here, wat sê, my kind, ek het jou nodig, my kind, ek het jou uitgekies, my kind, daar is iets wat jy vir my moet doen, en ek wil vir jou vra vanmôre, wat gaan jy vanmôre doen met die roepstem van God? Weet jy wat gebeur in 2020? Nou raak die ys al dunner en die tou al nouer, maar dis fyn. Dis fyn, ek kan handle, ek sal pas staan vir wat ek sê. Dan kom die roepstem van God. Daar sy kinders toe, sê my kind, ek wil hê, daar's iets wat jy vir my moet doen. Dan die antwoord is gewoon, maar Here, dit is nie my probleem nie. Kan ek dit vir jou reguit vra vanmôre? En ek vra dit nie vir Gabou aanbiddingsentrum nie, ek vra dit vir elke gemeente. Elke gemeente. As die werk van die Here nie my en jou probleem is nie, wie se probleem is dit dan? Oeps. Wie se probleem is dit dan? Glory to God. Die roepstem van die Heilige Gees. Hy het jou nodig. Here, dis nie my probleem nie. En dan die siek noem, ja, die wil nou nie siekte noem nie, nou kry ek regtig 'n klomp SMS'e en e-posse en goed. Maar die probleem van 2020 en corona het dit gehelp.
Nou gaan elkeen in hy hardloop en hy gaan sit in sy klein hoekie en elkeen doen maar sy ou dingetjie en elkeen is maar gemaklik met dit wat hy moet doen, want terwyl jy in jou klein hoekie sit, het jy geen verantwoordelikheid nie, jy het geen aanspreeklikheid nie en jy doen. Maar ek dank die Here vanmôre, daar's 'n nuwe beweging wat losgebreek het en ek wil profeteer vanmôre, die Gideonse sal opstaan in die naam van die Here en sy kinders sal weer in beweging kom. Glory to God. Hoor my vanmôre. Glory to God. Halleluja, ek ervaar dit in my gees vanmôre, dat hulle wat stikkend langs die pad lê, en glo my, ek is jammer vir mense wat seë gekry het, ons was ook daar, hulle wat seë gekry het, gaan inkom, die stikkendes gaan heel gemaak raak, die sondaars gaan tot bekering kom, want dit is tyd vir Gideons om weer op te staan. By Gideon ding. Ek gooi nie klip na mense toe nie. Maar weet jy, op 'n stadium moet jy sê, Here, hier is ek meld aan vir diens. Almal is nie predikers nie. Almal is nie musikante nie. Al wil ek hoe graag, ek het donderdag baie mooi, of wanneer was dit, Vrydag aand, is my baie mooi gesê, pastoor, jy het nie ritme nie en jy moet eerder nie sing nie. Maar ek gaan nie name noem nie. Maar dit wat ek kan doen, dit doen ek. En dit wat jy kan doen, doen dit vanmôre. En hoor my vanmôre, weet jy wanneer het jy seën op jou lewe? As jy doen, dit wat vir die Here belangrik is. Hoor my gou, ek leef en ek eet daai beginsel. As jy doen wat vir die Here belangrik is, sal hy doen wat vir jou belangrik is. Want die Here soek mense wat hy kan vertrou. Hy soek mense wat hy kan gebruik. Hy soek mense wat bereid is om op te staan. Hy soek mense wat bereid is om hulle hand uit te steek vanmôre. En hy tel hulle op. Sal ek nog een doen of moet ek klaarmaak? My vrou sê so, dan weet ek gaan nog een doen. Laaste een. Maar dis 'n harde een. Dis 'n lelike een die. Hierdie een krap mense om. Dit maak mense vir predikante kwaad. Dit maak dat mense uit die kerke uitstap. En dit maak dat mense nie weer wil kerk toe kom nie. Is julle nog seker ek kan met hom praat? Eli, gaan lees van Eli. Hy is die priester. En nie weet waar ek met die gaan. Maar hy het met 2 deegniete, sê die Bybel. Nie ek nie, die Bybel. Hy het 2 deegniete vir seuns. En hulle is besig om die huis van God gruwelooslik te ontheilig. Ek gaan nie daaroor preek vanmôre nie. Hulle bring die gruwels, bring hulle in God se huis in. Hulle gee nie om dat die huis van God veronteer word nie. Hulle gee nie om dat die volk uit mekaar uitgedryf raak nie. Hy gee nie om dat die toorn van God op die volk is vanweë die priesters wat nie hulle werk doen nie. En wat maak Eli omtrent die 2 goddeloses? Absoluut niks. Sjoe. Niks. Ons leef in 'n tyd wat daar nie meer 'n lyn is tussen reg en verkeerd nie. Is nie. Ons leef in 'n tyd wat dit haatspraak geklassifiseer is om te preek wat God se woord sê. Ons leef in 'n tyd wat mense te bang is om te sê wat die Bybel sê, want jy gee mense aanstoot. Ek voel net iets roer, maar nou weet ek, trek jou handbriek op. Trek jou handbriek op. Maar kan ek vir jou dit sê vanmôre?
Ek gooi nie sonde van 'n kansel af nie, want ek het simpatie met mense wat sukkel en vasgevang is met sonde. Hoor my gou. Maar ek wil hê dat jy moet ook verstaan vanmôre, dit wat gister sonde is vandag sonde. Het sal sonde wees tot die Here kom. En as mense hulle nie van hulle sonde gaan bekeer nie, gaan hulle hel toe. Gaan hulle hel toe. En mag die Here my help. Ek wil nie sit met 'n kerk vol mense wat verlore gaan nie. Ek wil sit met manne en vroue wat eendag hemel gaan maak. Maar daar's daai Eli gesindheid vandag in die kerk. Kom ons, ek dank die Here vir Reinhard Bonke. Hy het gesê, hoe minder Heilige Gees jy in 'n kerk het, hoe meer koffie en koekies moet jy hê om mense daar te hou. Kom ons bedien net die mooi boodskappe. Kom ons vertel net vir mense hoe wonderlik het is. Kom ons maak so lekker aanbieding, so lekker besighede. Kom. Ek wil vanmôre vir jou sê, mag die Here help. Ek hou van lekker kerk hou. Ek hou van lekker koffie. Ek hou van lekker kuier. Maar hoor my vanmôre, maar mag God gee dat van die kansels af in Suid-Afrika, dat mense weer die waarheid van God se woord sal bedien. Nog een sin sê, dan maak ek klaar, dan het ek genoeg gesê vanmôre. Wonder ek baie keer besef, predikante nie, besef kerk en ons met enige snaakse ding besig, man. As jy, ja, ek gaan dit sê, as jou gees, as 'n geesgevulde kind van God, as jou gees bots met iets, is daar heel waarskynlik 'n rede voor, al voel dit hoe reg. Maar is enige snaakse ding wat vandag in die kerk kom. Oor die musiek wil ek eers praat, ek luister nou die dag na 'n ding op radio, nou luister ek, wat sing die ou? Dan dink ek wonder, het hy al in sy lewe Bybel opgemaak? Is nie elke kerk wat vir die evangelie van Jesus gee nie. Dis nie elke lied waar die woord Jesus voorkom, wat gospel is nie. Luister 'n bietjie wat sing die ouens voor jy die CD aflaai. Maar omdat dit nou die is, word dan nou aanvaar. Weet jy wat het gebeur? Kan ek 'n woord gee vanmôre wat ek in my gees, ek sal dit nooit vergeet, ek is 'n paar jaar terug, nie baie jare terug nie, is ek by 'n konferensie, maar daar is iets in my gees, wat roer en ek kan nie tussen die ander, ek kan nie onthou of dit 'n 5 of 'n 10,000 sitplek kompleks was nie, maar daar was so 'n stukkie wat oop was om een of ander rede, en daai spesifieke diens kon ek nie saam met die ander mense sit nie, en ek weet nie hoekom nie, ek is ongemaklik, ek is onrustig, en ek staan op en ek gaan sit daar een kant, ek is besig om te bid, en op 'n stadium toe raak sy gees met my vaardig, en toe ek wees en toe is ek daar tussen die banke besig om te bid, weet jy wat sê die Here vir my, en ek onthou dit tot vandag toe, Suid-Afrika hoor my, die Here gaan sy kerk skoonmaak, die Here gaan sy kerk skoonmaak, lank genoeg het daar gruwels voor die aangesig van God opgegaan. Sjoe pastoor, jy's 'n nice ou, jy mag nie sulke goed preek nie. En dan kom die mens, dan kom die Here en hy spreek goed in mense se lewens. Maar dan kom daai Gideon ding. Oor my vanmôre, geen belofte oor jou lewe en oor enige gemeente gaan in vervulling kom solank as wat jy in jou gemakstoel sit nie. Jy sien, dis die verskil en ek is regtig nou klaar. Ek speel nie met God se werk nie. Want weet jy wat? Want dit kos my alles. Dit kos my alles. Ek kan nie bekostig om met God se werk te speel nie. Maar wanneer God se werk mense niks kos nie, dan gee hulle nie om daarvoor nie. Ek vir jou vanmôre wil ek afsluit. Ek kan nou nie eens meer onthou van wie ek almal gepraat het. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, kind van God, die Here het in jou lewe ingespreek. Bewaar dit. Bewaar dit.
Oppas vir daai gees van Jezebel. Hier is baie van julle wat mag gerus hierdie boodskap weer moet gaan luister. Hier is baie van julle wat dit vir 'n paar mense moet aanstuur. Oppas vir daai gees van Jezebel. Oppas vir daai Absalom wat net die harte kom steel. Oppas vir 'n Gideon wat sê, niks is my probleem nie. Oppas vir 'n Eli wat sonde probeer goed praat.